Goeiemiddag julle, welkom terug by my kanaal. Hierso gesels ons oor Jesus, ons gesels oor die evangelie, ons gesels oor genade en vryheid en net dinge wat my verskriklik excited maak wat Jesus betref. Ek het my laaste video het ek so 'n bietjie oor Paulus gesels, net so 'n bietjie getouch op sy lewe, wie hy was en so voort. Vandag wil ek gesels oor Jakobus. Daar is 'n brief in die Nuwe Testament, in Engels is dit James. Ek weet nie wanneer het Engelse en Afrikaanse name het verskillend geklink nie. Ek is Michelle en my naam is Michelle in Engels en Afrikaans en seker in elke ander taal ook. Maar in die Bybel is James in Afrikaans Jakobus. So, as ek per ongeluk na James verwys, ek praat nog steeds van Jakobus. Ek wil vandag gesels oor sy brief, want jy weet, daar's partykeer voel dit asof daar dele van die Bybel is wat homself contradict, wat stry met homself. En jy weet, mense sal hulle self kwaad opruk om te, as jy nou sê die Bybel contradict homself, want dit is die Bybel, hoe kan dit geweet, dit is God se woord, dit is. En ek bedoel dit nie op 'n slegte manier nie. Ek bedoel nie dat daar fout is nie. Maar wat ek wel bedoel is, daar is dinge, as jy nou iemand is wat van geen Christelike agtergrond af kom nie, het nog nooit die Bybel gelees nie, en jy gaan lees hom van hoek tot kant, dan gaan jy heel moontlik goeders optel wat nie dieselfde klink as iets anders wat jy gelees het nie. En dit is oké. So ja, kom ons gesels daaroor. Het is nogal interessant. Ek het nou vir 'n rukkie navorsing gedoen oor hierdie spesifieke topic en dit is vir my baie interessant. Kleer baie, dit verduidelik baie, so ek hoop julle kan dieselfde dit uitvat. Ja, so kom ons begin. Okay, nou daar is 'n paar feite van Jakobus wat ek net wil noem voor ek begin. Een van dit is dat Jakobus was die halfbroer van Jesus. Ek het dit nooit geweet nie. So hierdie James was Jesus se halfbroer gewees en hy het nie in Jesus geglo tot na sy opstanding nie. Hy was 'n Jood, obviously, hulle almal was Jode gewees, so hy het tempel toe gegaan en sacrifices gebring en al daai Joodse goed gedoen, al die die wet gevolg en die festivals gedoen en al daai dingetjies, maar hy het nie in Jesus geglo tot en met Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. So dis 'n interessante feit. En James of Jakobus se brief is ook volgens geskiedkundiges een van die eerste Nuwe Testamentse briewe wat geskryf is. Hulle skat hy was om en by tussen 40 of 45 en 50 AD, 45 na Christus geskryf. So dit is om en by 15 jaar nadat Jesus hemel toe is. Jesus het in AD 33 was hy gekruisig en is hy hemel toe. So hierdie is so plus minus 15 jaar na dit geskryf. 15 jaar, nee, is lank eintlik. Maar ja, so dit is die vroegste brief in die hele Nuwe Testament, voor Paulus se briewe, voor Petrus, voor al die ander apostels wat hulle briewe geskryf het, is hierdie een van die eerstes gewees. En hierdie is alles belangrik, want dit sit dinge in konteks. Jy sal later sien, dit verduidelik goed wat dalk nie sin gemaak het nie, maar as jy verstaan hoekom en in watter tydperk dit gebeur het, dan begin die puzzle pieces so 'n bietjie in mekaar in pas. So kom ons kyk daarna. Soos ek genoem het, baie van die goed wat Paulus geskryf het, match nie lekker met wat Jakobus geskryf het nie. En ek sal 'n paar voorbeelde gee, en dan gaan ons so ver as moontlik kyk daarna, en ek het so gevoel hierdie video gaan 'n part 1 van 'n moontlike series wees, want daar's nogal baie om na te kyk in Jakobus se brief, maar kom ons kyk hoe ver kom ons. Jakobus se brief in die eerste plek is geskryf aan Jode. Belangrik om te weet.
Daai brief is nie geskryf aan ons, heidene, Gentiles nie. Dit was spesifiek geskryf aan die 12 stamme. As jy na Jakobus 1 vers 1 toe gaan, dan sal jy sien dit sê, en ek lees hierso uit die Bybel uit, Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in verstrooiing is, groete. Okay, so dit sê vir ons dat hierdie ding was spesifiek geskryf aan Jode wat versprei was deur die land in daai tyd. Onthou, Jode, Christelike Jode, was vreeslik gepersecute in daai tyd. So, hulle was oral versprei en hierdie brief is geskryf spesifiek aan Jode. Hoekom is dit belangrik? Jode wat in Christus geglo het, wat Christene geword het, was mense wat gewoond was aan die wet, aan die tradisies, aan die customs, wat hulle vir plus minus 1500 jaar, 1500 jaar voor dit, jy weet, van Moses af, is dit hulle lewe gewees. That's all they knew, okay. En die gospel boodskap is iets heeltemal niets. Dit is nie heeltemal niets nie, maar dit is dit replace. Die gospel het die wet vervang, basies. En vir hulle, ek meen, as jy gewoond is om 'n ding so te doen, en nou sê iemand vir jou, jy hoef dit nie meer so te doen, jy kan dit nou so doen. Jy weet, dit gaan nie vir almal baie maklik wees om net te sê, okay, cool, let's do it nie. Jy weet, mense, change isn't easy, let's put it that way. En die mense wat hierdie goed geskryf het, die briewe, en die mense aan wie dit geskryf is, was gewone mense, soos ek en jy. Hulle het nie special powers gehad nie, hulle het nie noodwendig special knowledge gehad nie, hulle het ook maar geleer, en deurgegee wat hulle geleer het, in die tyd wat hulle saam met Jesus spandeer het, en in die tyd wat hulle saam met die ander apostels spandeer het. So hulle was mens, soos ons, hulle het foute gemaak, hulle het nie alles geweet nie, en dit is okay. Dit is, we can resonate with that. Ons almal leer, en ons almal groei, en ek dink dit is wat hierdie ding so beautiful maak ook, is dat jy hoef nie alles te weet nie, jy hoef nie perfect te wees nie, want dit is 'n hele leeftyd wat ons het om te leer. Eendag wanneer ons by Jesus in die hemel is, gaan ons volle kennis van alles hê. Neem ek aan. Maar tot en met dan is hierdie 'n journey wat ons loop, en solank ons weet wie die middelpunt van our journey is, solank ons verstaan dat dit is Jesus, dit gaan oor Jesus, dit is nie Jesus plus enigiets anders nie, dit is net Jesus, kan jy nie verkeerd gaan nie. So, en ja, hierdie brief is ook geskryf in 'n tyd waar die ecclesia, die gemeente, die liggaam van Jesus, the body of Christ, waar eers begin ontwikkel het. Alles was nuut. So, dit het ook affekteer wat James geweet het, wat hy geglo het, wat hy verstaan het, wat hy nog nie geleer het nie, en al hierdie dingetjies sien jy in sy brief raak, as jy mooi kyk daarna, en ons vandag het kennis, wat hulle nie gehad het nie. Daar's dinge wat ons weet, wat hulle nog nie geweet het nie. Ons is geneig om die Bybel te vat en onsself in te sit in elke ding wat ons lees, maar nie alles is noodwendig aan ons geskryf nie. En ek weet ons mense wat my gaan kruisig vir wat ek sopas gesê het, maar dit is waar. Hierdie was briewe geskryf aan spesifieke mense, in 'n spesifieke tydperk vir 'n spesifieke rede. En ek gaan, in die toekoms sal ek video's maak oor elke brief in die Nuwe Testament, en ons sal gesels daaroor, maar dit is belangrik om te verstaan, nie elke liewe ding wat in hierdie boek is nie, is aan ons geskryf nie. Dit is goed om te hê, dit hoort absoluut in die Bybel, en dit is goed om, ons kan leer daaruit, maar nie alles is spesifiek vir ons geskryf nie. En as jy dit verstaan, en as jy dit kan aanvaar, dan maak dit die las half ligter, want jy hoef nie te worry oor, maar Paulus sê dit, en Jakobus sê dit,
en die twee match nie lekker nie, so wat doen ek met dit? Dit is, jy weet, dit is wanneer jy die ding net 'n bietjie uitmekaar uit kan trek en sê, okay, dit is die rede hoekom Paulus dit gesê het. Dit is die rede hoekom Jakobus dit gesê het. Hulle match nie lekker op nie, maar hier is die resultaat. Verstaan? So, ja, hierdie goed is vir my belangrik. En daar's 'n rede hoekom ek juis met my video's maak oor dit, want dit is goed wat jy ook nie leer in die kerk nie. Ek is jammer, maar ek het nooit hierdie goed geleer terwyl ek in 'n kerk was nie, en ek dink dit is belangrik om te weet, en dit gee mense net 'n bietjie gemoedsrus ook, en soos ek sê, vryheid, dit gee jou die vryheid om net te leef, sonder om te worry oor goed wat nie noodwendig vir jou is om oor te worry nie. Okay, so kom ek gee gou 'n voorbeeld waarvan ek praat. Kom ons kyk na Jakobus 2 vers 24. So vers 24 sê, sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit geloof nie. So, wat Jakobus daar sê, en ek wil dit actually gou net in 'n ander version lees, die Nuwe Lewende Vertaling, en sorry, ek lees nou op my laptop, sê, julle sien dus dat 'n mens ook op grond van sy dade vrygespreek word, en nie net op grond van sy geloof nie. Okay, so dit is wat Jakobus sê. Nou gaan ons kyk na wat Paulus sê in Efesiërs van vers 2 tot 8. Efesiërs hoofstuk 2 van vers 8 tot 9. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Kom ons kyk gou na hom in die ander weergawe. Sê, dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julleself nie, maar is 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie. So, dit is twee baie contradicting verse. En ek hou nie daarvan om verse uit te haal nie, want daar's gewoonlik baie konteks rondom dit. Maar dit is net om 'n idee te gee van waarvan ek praat. Dat daar sekere goed is wat nie met mekaar ooreenstem in die Bybel nie. Jakobus sê, jy het werke nodig. Paulus sê, dit gaan net oor genade. So wie is reg? Okay. Nog 'n interessante feit, wat ek ook nooit regtig geweet het nie. Die boek van Handelinge is 'n geskiedkundige boek. Dit vertel 'n storie. Dit is apparently nie die eerste een nie. Daar is, in die begin van Handelinge, skryf Lukas, wat die boek geskryf het. Hy skryf van Theophilus, ek weet nie hoe om dit uit te spreek nie. En hy sê, in die eerste verhaal het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is. So ek dink die eerste brief of boek wat hy na verwys is dalk sy gospel, die gospel van Lukas. So hierdie is basies 'n continuation van wat hy daaroor geskryf het. Daar's wat hy geskryf oor die geboorte van Jesus, sy lewe, sy kruisiging, sy opstanding, né? En nou skryf hy oor basies die gospel wat nou versprei deur die wêreld. Hoe dit begin het en hoe dit versprei het. So die boek van Handelinge is nie 'n boek wat jy vat en jy gaan lees daarso hoe om te lewe nie. Dit is 'n geskiedkundige boek, dit is 'n storieboek op die einde van die dag. En ja, weer eens, daar's goed wat ons kan leer daaruit, maar essentially is dit 'n storieboek, dit vertel die storie van die gospel se verspreiding, hoe Christendom versprei het deur die land en eventually deur die wêreld. So deur die boek van Handelinge gaan jy goeders raak lees, soos jy gaan gesprekke raak lees tussen Paulus en Jakobus, of tussen Paulus en Petrus, of Petrus en Jakobus, want dit is al die apostels, jy weet, en dit is, hulle was nie almal die hele tyd saam gewees nie, van hulle het na ander lande toe gegaan, so dit is, onthou Paulus is ook nie 'n disipel gewees van Jesus nie, hy was die vyand
tot en met Jesus hom beet gekry het. So, al hierdie goed sal jy in Handelinge raak lees. Dit is eintlik baie interessant om te lees, as jy die storie wil gaan lees van hoe die gospel versprei het, gaan lees die storie van Handelinge. Ja, so daar's in Handelinge, is daar 2 plekke, en ek kan nie nou, soos ek hier sit, die verse agter die chapters onthou nie, maar ek sal later terugwys na hulle toe. Maar daar is 2 plekke waar Paulus en Jakobus actually met mekaar gestry het oor die hele, Jakobus wat die wet wil behou, en wat heidene, ons wat nooit onder die wet was nie, wil forceer om die wet te volg. En Paulus kom en sê, maar dit is nie nodig nie, hulle was nie deel van die wet nie, hulle hoef nie deel van die wet te word nie. So, hulle het half 'n bietjie van 'n uitval gehad. En ja, ek meen, het jy dit al ooit gehoor van tevore? Dis vir my baie interessant. Weereens, hierdie is alledaagse mense, dit is mense wat emosies gehad het, mense wat kwaad geword het, mense wat nie noodwendig oor die weg gekom het met almal nie. Maar ja, so, as jy gaan kyk na die storie van Handelinge, dan sal jy ook besef, en jy moet jouself remind, dat die apostels, die disciples wat apostels geword het nie van die begin af alles geweet nie. Hulle het nie alles noodwendig verstaan nie. Dit was nie soos 'n download van information, soos Jesus het opgegaan hemel toe, en alles het in hulle koppe gedownload nie. Hulle het ook geleer. Hulle het ook die Heilige Gees in hulle gehad, wat hulle geïnspire het. Hulle het geleer by mekaar. Hulle het, ja, dis nie soos 'n instant, nou weet ek alles situasie gewees nie. Hulle het ook maar, soos wat ons leer, het hulle geleer. Hulle het tot in Handelinge 1, ek sou nie seker wat sy vers het is nie, maar hulle het vir Jesus, nadat hy opgestaan het, hulle nog vir hom gevra, Here, gaan u in hierdie tyd, die koninkryk van Israel weer oprig? So, selfs nadat Jesus gesterf het, selfs nadat hy opgestaan het uit die doodheid, met ander woorde, nadat hy gedoen het wat hy gekom het om te doen, het hulle nog steeds vir hom gesê, okay, so wanneer kom hierdie nuwe koninkryk? En dan kry ons vir Paulus. Paulus se situasie is natuurlik heeltemal anders. Soos ek gesê het, hy was nie een van die oorspronklike disippels nie. Hy het, nadat Jesus hemel toe gegaan het, so plus minus 2 jaar nadat het hy eers tot bekering gekom. So hy het vir 3 jaar het hy openbaring van Jesus afgekry. En daarna eers het hy Jerusalem toe gegaan en het hy vir Jakobus hulle ontmoet. Jakobus hulle het natuurlik nog nie die gospel verstaan soos wat Paulus het verstaan nie, het teen daai tyd nie. So Paulus vertel vir ons in Galasiërs 1 van 11 vers 11 tot 12, sê hy, ek verseker julle broers en susters, die goeie nuus wat ek aan julle verkondig het, is nie deur mense uitgedink nie. Ek het dit nie by 'n mens gehoor of geleer nie, maar deurdat God Jesus Christus aan my geopenbaar het. So daarso vertel Paulus vir ons waar het hy sy openbaring van die gospel gekry, van die evangelie boodskap gekry. En dit is uit daardie kennis uit wat hy toe gegaan het, en hy het vir mense vertel van Jesus, en hy het kerke gestig. En as ek sê weer eens, kerke bedoel ek nie daai gebou wat jy op die hoek van die straat sien, ek praat van gemeenskappe, communities, uit ecclesia, uit mense vertel van Jesus, en ja, as jy nou Paulus se briewe gaan bestudeer, daar's 'n sentrale tema wat jy gaan optel. En dit is dat ons nie gered word deur die wet te onderhou nie. Elke liewe brief wat hy geskryf het, praat daaroor. Paulus sê byvoorbeeld dat as redding iets is wat jy deur jou werke verdien, dan is dit nie genade nie. Met ander woorde, genade is nie genade as jy moet werk daarvoor nie. 'n gawe is nie 'n gawe as jy moet werk daarvoor nie. As iemand vir jou 'n geskenk gee en jy wil hulle betaal daarvoor, dan is dit nie meer 'n geskenk nie, dan het jy dit gekoop. En ons het nie genade gekoop nie. Ons werk nie daarvoor nie. Dit is iets wat Jesus vir ons gedoen het, wat hy vir ons vrylik gee.
en daar is niks wat ons kan doen aan ons kant om te betaal daarvoor nie. Ok, ek dink ek gaan stop hierso vandag. Ek wil graag spesifiek uitwys. Jy weet, ek het so half 'n gevoel dat daar was goeters wat Jakobus gesê het en miskien aan mense geskryf het, wat Paulus spesifiek, jy weet, aan opgetouch het in sy briewe. En ek sal like om die twee contrasting goeters beskikbaar te hê en letterlik een vir een deur te gaan saam met julle. So, kom ons los dit daar vir vandag. Ek wil net ook sê dat ek glo daar is goed wat geleer word uit Jakobus. Hy behoort absoluut in die Bybel. Weet, Martin Luther het gedink Jakobus behoort glad nie eens in die Bybel te wees nie. That's not me, is nie wat ek sê nie. Ek glo hy hoor daarso en daar is goed wat ons kan leer daaruit, maar dit is belangrik om te verstaan dat Jakobus het sy brief geskryf in 'n tyd wat dinge baie nuut was. Hy was 'n Jood, hy het geskryf aan Jode en ja, net omdat hy gesê het dat jy werke nodig het saam met jou geloof, beteken nie noodwendig dat dit die geval is nie. Beteken nie noodwendig dat dit die genade boodskap is nie. So ons sal volgende episode sal ons verder kyk daarna en dan gesels ons verder. Baie dankie dat julle gekyk het. Geniet julle dag verder, ons gesels weer. Totsiens.